lekker om die klomp tieners te sien, dat hulle deel is van ons diens, so mag julle dit ook geniet. Ons is in 'n reeks en ons praat oor die Heilige Gees. Ons sommer dadelik daar in die deur inval. Marius het dit laasweek ook genoem, wanneer ons praat oor Heilige Gees, is daar 3 groeperings gewoonlik in die gehoor. Die eerste groepering is die opgewonde ouens, nê. Hulle is die ouens wat hulle vriende bel en sê julle moet kerk toe kom, nê. Hulle is die ouens wat sê nou praat jy my taal, ek gaan nie 'n diens mis nie, ek staan, ek kom met 'n stuk verwagting en dis great. Hulle love die idee dat ons spreek oor die Heilige Gees. Dan is daar die ouens wat 'n bietjie suspisieus is. Nee, dis eenvoudig net ouens wat wonder oor sekere van hierdie goeters, wat al gekyk het wat gebeur op die televisie of ergens in 'n diens was en 'n klomp emosionele goed gesien het en 'n klomp weird stuff gesien en beleef het en gevoel het, ek weet nie so lekker hiervan nie, ek is onseker, weet nie of ek daar wil gaan nie. As ons praat oor die Heilige Gees en jy praat oor die vervulling met die Heilige Gees, ek weet nie of ek daai ou is nie. Bietjie suspicieus. En dan is die oningeligtes. So hulle is net soos, wat's dit? Kan 'n mens dit eet? Nee, dis dalk ouens wat op 'n afstand weet van die Here af, dalk besoeker in die kerk en eintlik nog nie regtig gehoor van die Heilige Gees nie en het nie inligting nie. En dis veral 3 groeperings wat ons in hierdie seisoen met ons Heilige Gees reeks wil net iets kom stir opnuut in jou hart van om opnuut die Heilige Gees te wil leer ken van nader. Iets in jou gees te wil beleef van die nabyheid van die Heilige Gees. En vandag is daar juis die tema wat ek met jou wil praat oor is die asem van die lewe, die Heilige Gees as die asem van die lewe wat so naby my en jou is. En ons noem die reeks bekende vreemdeling, is dalk 'n vreemde tema vir jou, maar een van die redes vir dit is juist dat daar hierdie stuk vreemdheid is, of mense wat 'n stuk vreemdheid beleef aan die Heilige Gees, en daarom dalk 'n tree teruggee, en so 'n bietjie afstand beleef, maar ons het nodig om verby die misterie gedeelte te kyk, nee, want die Heilige Gees is 'n stuk misterie, dit is so. En ons nodig om net verby daai misterie en daai onseker deel te kyk en te weet dat hy is 'n persoon. Dis wat Marius laasweek vir ons gesê het. Die Heilige Gees is nie net 'n krag of 'n mag. Hy's 'n persoon en hy wil in verhouding met jou en my staan. Nou as ek volgende vir jou sê, as jy 10 minute in persoon saam met Jesus kan hê, wie sou so 'n oomblik aangryp? Nee. Imagine the man, dit sal 10 minute saam met Jesus, maar wat as dit daar nou 'n kinkel in die kabel is en dit sê jy moet 10 minute jy kan 10 minute saam met Jesus of selfs 24 uur saam met Jesus of dalk selfs 6 maande saam met Jesus of 3 jaar soos sy disippels. Kan jy saam met hom wees, maar dan gaan jy nie die Heilige Gees kan hê nie. Ons moet die Heilige Gees wegvat. Sal jy dit nog steeds kies? Nou party ouens sal ook wonder, dis dalk 'n moeilike een. Maar eintlik is dit 'n no-brainer. Want Jesus self gee die antwoord. Hy sê, dis goed vir julle, is voordelig vir julle dat ek weggaan. Hy sê in Johannes 14:16 sê hy, luister, ek stuur vir julle 'n ander voorspraak, 'n ander Parakletos. Weer, Marius het laasweek mooi in daai gedagte ingeklim. Hy sê, ek stuur 'n ander een vir julle en dit sal vir julle beter wees, want hy gaan permanent in julle wees en saam met julle wees. En so, die Heilige Gees wat in ons woon is juis die asem van God, die lewe van God wat binne in ons kom woon het en ons sien dit reg oor die Bybel, reg in die van die Ou Testament af. Marius het die Hebreëse woord ruach laasweek vir ons geïntro en daai woord sê gou ruach. Daai woord ruach beteken wind of asem en verwys na die Gees van God. Sommige reg aan die begin in die tweede vers lees ons maar die aarde was vormloos en onbewoonbare massa en die diepte van die waters was toegevou in duisternis.
En die gees van God, die Ruach, het oor die oppervlakte van die water gesweef. Tweede vers, is die Heilige Gees teenwoordig, hy's daar. Heilige Gees is eintlik oralste in die Ou Testament. Ons lees hom vers na vers lees ons hom raak. Dis hy is so prominent in die Ou Testament dat hy verskyn meer keer, Ruach, die term Ruach, verskyn baie meer keer as van ons ander sleutel Ou Testament terme waarvan ons bewus is, so Shalom en Torah en Sabbat. Kom hy baie meer voor. En gee dit vir ons hierdie verstaan van Heilige Gees wat 'n prominente rol speel wat deur die boeke van die Ou Testament ook ingekleer is en verweef is. Tussen dit besig is om te werk met die mens. En een van daai skrifgedeeltes waar ons lees oor die Heilige Gees is in die boek Esegiel. En in Esegiel is dit hy sê die profeet wat hierdie visioen het. Die Here wys hom 'n vallei van doodsbeendere. En hierdie doodsbeendere verteenwoordig iets van die geestelike toestand vir hulle in daai tyd, die volk Israel, in hulle verwyderde, hopelose toestand van doodsheid. En die Here wys vir hom hierdie visioen en hierdie doodsheid, as jy daarna kyk, is eintlik iets wat terugstrek van Genesis 3 af, nê? Waar Adam in sonde val en daar doodsheid en verwydering van God afkom oor die mens en dis die toestand van die ganse mensdom. En nou praat die Here met Esegiel en ons stel hom op daar in vers 3 van Esegiel 37. Hy sê, hy vra toe vir my, mensekind, kan hierdie beendere leef? En ek het geantwoord, my Here, net U weet dit. Miskien voel jy dalk so 'n bietjie so vanoggend, dalk is daar areas in jou lewe, dalk is dit jou geestelike lewe. Dalk is dit 'n verhouding wat net suur gegaan het of waar die vlam verdwyn het of die verhouding nie meer so sterk is, die areas in jou lewe waar jy dieselfde vraag vra, Here, kan nie ooit weer lewe kom in hierdie area van my lewe? En dan wil jy ook amper so half antwoord sê, net die Here weet of dit moontlik is. Dan vers 4 sê hy, toe sê hy vir my, profeteer oor hierdie beendere. Sê vir hulle, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here, so sê my Heer, die Here vir hierdie beendere. Kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Hy sê toe vir my, profeteer vir die wind, daai woord wind daar is die woord Ruach. Profeteer vir die Ruach, profeteer menskind, en sê vir die wind, so sê my Here, die Here, wind, kom uit die 4 windrigtings en blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan lewe. En dan in vers 13, julle sal besef dat ek die Here is, wanneer ek julle grafte oopmaak en julle uit die grafte laat opkom, my volk. En ek sal my gees in julle gee, weer eens Ruach, en julle sal leef. En julle sal leef. Hier is 'n belofte wat die Here vir Esegiel kom gee. Hy sê, hierdie doodsbeendere, hierdie verskriklike prentjie wat jy voor jou sien, hierdie absolute onmoontlike, hopelose situasie, julle sal weet dat ek is die Here, as ek die grafte oopmaak en julle daaruit laat opstaan. Nou dit klink iets soos uit 'n zombie movie uit, nê? Maar eintlik is ek het so rukkie terug gepraat oor die doop en eintlik skryf ons vir Paulus in dieselfde prentjie skep as hy praat oor die doop wat soos 'n graf is en ons lê ons ou mens neer en in Christus wat opgestaan het uit die dood staan ons saam met hom op en ons nuwe lewe en 'n nuwe identiteit in hom en nou kom hy en hy sê vir Esegiel, ek sal my gees gee, ek sal my gees weer inblaas in hierdie doodsbeendere en ek sal my gees blaas in plekke waar daar dood is, waar daar verwydering is en dit sal weer nuwe lewe bring. En so
trek gou hierdie prentjie saam, sien gou die prentjie in Genesis 2 begin dit, waar die Here die mens vorm en skape en hy maak hom uit die stof van die aarde uit. En daar lê die mens, soos 'n modderkoekie, né? Jy besef, dit is al wat jy was, is 'n modderkoekie. Sê vir die ou langs jou, jy lyk soos 'n modderkoekie vanoggend. Sonder die Gees is dis al wat ons is. Dis die realiteit. Hier lê Adam. Hy is soos 'n modderkoekie, okay? Maar dan daar's 'n oomblik waar God sy Gees opdrag gee. En die Gees kom, hy blaas sy Gees in Adam in. Dis 'n oomblik van en in daai oomblik kom daar lewe. Adam word lewendig. En bewus van God en bewus van sy omgewing en bewus van alles om hom en dis goed. Die Bybel sê die Here het gesê dis goed. Al wat nie goed was nie is dat sy vrou was missing. So hy moes hom eers aan die slaap maak en vir 'n vrou kry. Toe is dit regtig goed. Okay, man, as jy wonder, die Here sê dit is goed om getrou te wees. En daar's hierdie moment van hulle stap saam met God, hulle wandel saam met God en Adam het hierdie kreatiewe natuur van God geskaap na God se beeld en gelykenis en hy's kreatief, hy gee vir die diere name en dis 'n incredible belewenis in hierdie atmosfeer van God se Gees wat daar is. En dan gebeur Genesis 3, net die volgende hoofstuk. En Adam sondig en val in sonde en wat gebeur is die mens as gevolg van dat God met sonde geen omgaan kan hê nie, word hy verwyder uit die atmosfeer van die lewendegewende Gees van God. Het jy al gesien wat gebeur met 'n vis wanneer jy hom uit die water uithaal? Imagine jy stap in daai vallei en jy het 'n vis hier in 'n sakkie en die sakkie breek en daar val die vis op die grond en daai water, daai grond is so droog, word dadelik opgesuig deur die grond en hier lê die vis, wat doen hy? Hy hop so op en af. Nee, hy gaan dood. Nie dadelik nie, maar uiteindelik gaan hy dood. En terwyl daar nog 'n stuk lewe in hom is, kan hy nie beweeg soos wat hy beweeg wanneer hy in die water is nie. Hy's geskaap om 'n sekere habitat te funksioneer. Daar kan hy swem en hy kan vinnig wegkom en hy kan onder 'n rots ingaan en hy kan goedjies eet. Dis hoe hy geskaap is om te funksioneer binne 'n atmosfeer van die water. Maar daar op die droë grond ploeter hy net so rond. Hy hop op en af tot die laaste bietjie lewe uit hom uitgedreineer word en hy fisies sterf. En dis wat hier gebeur is die mens, omdat hy uit die atmosfeer van die Gees van God gehaal is, in daai oomblik sterf hy nie dadelik nie, maar dood kom oor die mensdom en hy kan nie, ons funksioneer nie meer optimaal en soos wat die Here ons gemaak het om te funksioneer nie. Ons ploeter maar voort en hop maar soos 'n vis op droë grond tot uiteindelik ons tot sterwe kom. Dis die prentjie, dis die realiteit en die werklikheid van die doodsheid wat Esegiel sien in daai visioen. So verskriklik dat die Here dit gelykstel aan eintlik maar net 'n klomp doodsbeendere. Nie eers 'n lijk wat daar lê nie, net eenvoudige doodsbeendere, 'n totale hopelose, onmoontlike situasie. En dan gee die Here hierdie belofte. Ek wil hê jy moet iets sien in Esegiel wat kyk na die omstandighede en dink, dis onmoontlik. Maar hy kan nie hoop laat gaan nie. Hy sê, Here, net U weet. Dis onmoontlik, maar it's impossible but God. As iets in hom wat net bewus is van iets kan gebeur en dan sê die Here vir hom, hy sê, praat met die Ruach, spreek. Hy sê, ek sal weer lewe bring. Ek sal my gees blaas oor hierdie doodsbeendere en daar sal weer lewe kom. Nou hierdie was net 'n visioen en hy het alles gesien gebeur in die visioen, hoe die bene bymekaar kom en vlees kom en hulle opstaan. Uiteindelik is hulle hierdie incredible weermag, maar alles was net 'n visioen gewees. Alles het vorentoe gekyk. Hy het eintlik sy oë vorentoe laat kyk en iets laat raak sien wat
sou kom. En kyk hoe cool is hierdie nou 600 jaar later. In die boek Johannes is Jesus, hy het opgestaan uit die dood, hy het verskyn aan sy disippels en hy verskyn op 'n kolk weer aan hulle en kyk hierso wat gebeur. Hy sê vers 21 en 22, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hier is Jesus en hy blaas vir sy disippels. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. Nou as jy hierdie al iewers op die TV gesien het, een of ander pastoor of ergens gekuier het in 'n kerk en oud gekom en oor jou geblaas en jy het gedink, hierdie is net te weird, dankie, julle sien my nie weer nie, dan wil ek sê, jy's reg, nee, dis vir my ook, is too much info, ek wil nie weet wat het jy gisteraand geëet nie, daai knoffelbroodjie, jy weet, as jy nou so oor my blaas, en ek weet, die ouens wat dit doen dit met opregtheid, maar as ek vir jou vanoggend kan sê, jy's nie verkeerd nie, dis teologies nie reg nie, dis teologies, Jesus, wat geblaas het oor sy disippels, word nêrens herhaal, nie een van die apostels, daar's baie geskryf in die Bybel oor, hulle het gebid vir die ouens, vir die vulling met die Heilige Gees, maar elke keer sê het, hulle het vir hulle hande opgelê. Op party plekke het dit gebeur sommer as ouens gedoop is, ander kere spontaan het die soewereiniteit van die Here het oor die ouens gekom, Paulus spreek of Petrus spreek en dan is hulle gevul met die Heilige Gees. Maar nie een keer lees ons dat die disippels weer oor die ouens geblaas het nie. So hoekom het Jesus dit hier gedoen? Was dit net 'n random ding wat die Here gedoen het? Nee, dis die vervulling van die Esegiel 37 belofte. Dis presies wat hier gebeur. Hierdie is 'n simboliese, hy het gesterf, gehang aan 'n kruis, hy het opgestaan uit die dood uit en nou het hy klaar gespeel met die dood en die sonde. Hy het dit kom verwyder, dit wat die afstand gebring het hy kom verwyder en hy het 'n atmosfeer kom skep waar die Heilige Gees weer kan funksioneer. Hy het die habitat kom herstel. En simbolies kom sit hy dit neer as 'n feit, as 'n realiteit en dan op Pinksterdag wat vandag is terloops. Vandag is Pinksterdag wat ons vier. Op Pinksterdag dan gebeur die actual gebeure waar die Heilige Gees uitgestort word. 3000 mense kom tot bekering. En daar's hierdie magtige belewenis van die Heilige Gees wat soos tonge van vuur bo op die disippels kom sit en nie meer besoek die Heilige Gees soos in die Ou Testament het die Heilige Gees individue kom besoek en bekragtig en dalk wysheid gegee, maar dan het hy weer weggegaan. Hier word die Heilige Gees uitgestort en hy kom woon binne in ons. Die woord sê, my liggaam, jou liggaam word nou die tempel van die Heilige Gees. God se adres het geskuif, hy woon binne in jou. Hy word die asem binne in jou. Dis wat ons sien in Genesis 2, blaas die Here vir die eerste keer oor Adam en lewe kom in Adam en hier is Jesus die lewegewende, die bron van lewe self. Dis hoekom dit belangrik is dat Jesus hierdie doen en kan doen, want hy is die bron van lewe en hy kom verklaar as hy blaas en sê ontvang die Gees. Is dit nie vir 'n emosionele belewenis nie, is dit nie om een of ander gawe uit dit uit te kon ontvang nie, dit was uiteindelik die vrug daarvan, maar daai oomblik is die verklaring van lewe. Soos hy lewe kom blaas, ontvang die Heilige Gees, kom hy en hy kom herstel ons atmosfeer, ons habitat. 'n Vis kan nie buite die water leef nie, ons kan nie weer in die water leef, ons is omgekeer, nee, ons is geskape om in natuurlike, vars suurstof, suiwer suurstof, optimaal te kan funksioneer. Hoe meer suurstof daar is, hoe meer gesond is ons. Die teenoorgestelde is ook waar, hoe minder daar is, hoe minder gesond is ons, en hoe meer ons ontneem word van suurstof, hoe vinniger gaan ons sterf. En dis wat die Heilige Gees is vir my en vir jou. Ons is gemaak en gevorm om binne in die Heilige Gees en hy binne in ons optimaal te kan lewe en te kan funksioneer. En so hier kom Esegiel en die Here sê vir hom, praat met my Gees. Worship team, julle kan
vir my opkom. Esegiel sê vir hom, praat met my Heilige Gees. Spreek tot my ruach, spreek tot die wind. Laat hy kom blaas oor hierdie onmoontlike situasie. En volgende is dit iets wat ek glo die Here vir jou ook en vir my ook wil kom uitdaag op net dit sê, as daar hierdie onmoontlike situasies is, daai kinders in jou klas, meneer of juffrou, wat onmoontlik is, en jy dink, die Here weet daar is nie hoop vir hulle nie. Praat met my ruach. Spreek lewe in daai situasie in. Daai besigheid, waar jy dalk 'n werknemer is, en dit lyk vir jou, almal daar's goddeloos, niemand ken die Here nie, en alles gebeur onder die tafel, en hier's geen hoop nie. Roep die Here jou, en hy sê, spreek lewe. Praat met my gees, en spreek lewe in hierdie area. Daai huwelik wat dit vir jou voel, al die lewe uit my huwelik is uitgedreineer, is droog geloop, dis erger as daai doodsbeendere in die vallei van Esegiel. Spreek lewe. Waar die vyand kom steel het van jou en jou depressief kom maak het en jou kom toegooi het met vrees en dalk sekere beelde in jou gedagtes wat jou arresteer en jou bang maak, jou depressief maak. Jou oorweldig, sê die Here, staan op in daai situasie. Jesus het nie verniet aan 'n kruis gesterf nie, hy het aan 'n kruis gesterf sodat die Heilige Gees nie net kom besoek met tye en ons net deur hierdie omstandighede kry, soos iemand wat met 'n bakkie water staan en so 'n bietjie water op hy vis gooi, dat hy dit net nog 'n rukkie kom maak. En nee, Jesus het gesterf sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Spreek lewe, sê die Here, praat met my Heilige Gees, praat met die ruach, en hy's nie daar iewers ver dat hy moet kom van die 4 windstreke van die wêreld nie. Nee, want hy's uitgestort, hy's hier binne in jou. Soos wat jy stap in daai klaskamer in daai besigheid in daai verhouding, in daai huwelik in, soos wat jy stap in daai omstandighede in, vat jy hom saam in en jy sê, Heilige Gees, lewe. Bring lewe. Skep lewe. In my, deur my. Skep lewe. En so vir ons bewustheid van Heilige Gees en sy teenwoordigheid in ons lewens, vir hierdie week wil ons vir jou vra om 'n oefening te doen met jou gebedstyd in die oggend of in die aand, of reg deur die dag soos wat jy dit doen. En ek wil jou gou vra om op jou voete te staan, want ons gaan sommer nou begin met daai oefening in hierdie oomblik net. Ek wil vir jou vra, asem diep in. En soos jy diep in asem, bid jy, sê, kom Heilige Gees. Asem diep in. En soos wat jy uitasem, sê jy, vul my met die lewe. Weereens, kom Heilige Gees. En vul my met die lewe. Asem in. Kom Heilige Gees. En vul my met die lewe. Asem uit. Asem in en daai situasie wat besig is om te steel van jou, soos jy uitasem, blaas oor dit. Nie oor die ou langs jou nie, blaas oor jou omstandighede. Dis jy wat verklaar vanoggend en sê, Here, hierdie huwelik wat dood verklaar is deur mense rondom my, ek asem lewe in. Ek asem gees in. My siekte toestand wat gesê, daar is nie hoop vir dit nie, Here, ek asem lewe in en ek blaas oor dit, die genade en die krag van die Here. Here, hierdie situasie waarvoor ek nie antwoorde het nie, hierdie omstandighede wat vir my oorweldigend voel, ek asem in, haal in daai asem. En voel die vrede van die Here wat alle verstand bowe gaan, wat jou beet kry in hierdie oomblik, en blaas oor dit uit. Want die lewegewende God, die Gees van God, is in jou en is in my. Asem in.
Die tweede asemoefening wat ek wil hê jy moet ook doen hierdie week is asem weer in. Weer 'n keer, kom Heilige Gees. As jy uitasem, skep deur my lewe in dooie plekke. Here, gee my die guts om in te stap daar. Here, gee vir my die moed om aan te hou. Nie uit te loop nie. Here, gee vir my die liefde in my hart wat ek nodig het vir daai mense waar die doodspeendere lyk asof daar geen hoop in lewe is nie. En ek wil net nie uitgee vir my hoop en lewe vir daai omstandighede. Ja, asem in, Heilige Gees. Ja, asem uit, bring lewe deur my.